Op ons potsending Solidariteit Wêreld gesels mense dat dit klap. En ons wil julle uitnooi om dit te doen. Neem deel, vra. Dit moet aan die einde van die dag 'n gemeenskapsgesprek wees. In die laaste potsending was daar 'n paar belangrike temas wat uitgelig is en waaroor daar vrae gevra is. En ek antwoord dit graag. Die eerste belangrike tema is eintlik maar namens wie is solidariteit in Amerika? Natuurlik, die persoon wat die vraag gevra het is in die geselskap van minister Lamola ook. Hy het ook gevra, nou namens wie is ons daar? Hy het eintlik gesê ons is besig om die regering te ondermyn. Nou ons is nie daar namens die land nie, ons is nie ingestem nie, 'n redaksionele kommentaar van 'n belangrike mediagroep het dieselfde soort van opmerking gemaak en gesê, maar ons kan tog nie Amerika toe gaan nie, want niemand het vir ons gestem nie, ons is nie 'n politieke party nie. En dis heeltemal reg, ons is nie 'n politieke party nie, ons wil ook nie 'n politieke party wees nie, maar ons het lede wat geraak word. Elke liewe dag kry ons afleggingskennisgewings. En daardie afleggingskennisgewings is van regte mense met regte gesinne wat in regte gemeenskappe bly. En dit is ons verantwoordelikheid. Ons staan dus primêr in die eerste plek op namens Solidariteit lede. En daarvoor het ons 'n mandaat. Ons lede verwag dit van ons. En ons gaan nie vir die regering wag om dit te doen nie. Om die waarheid te sê, hulle is besig om ons te ondermyn deur die manier hoe hulle dit te hanteer. En net op grond van dit het ons die reg om op die vliegtuig te klim, Amerika toe te gaan en te gaan beding vir ons lede. Dit is primêr, maar uit die aard van die saak. Dit is nie so dat daar 'n ekonomie is waar net Solidariteit lede werk nie. En dit was 'n tweede vraag ook gewees oor namens wie staan ons dan, namens wie beding ons dan? En dit is, ja, primêr ons eie lede, primêr ons gemeenskap. Maar geen stuk van die ekonomie is eksklusief vir enige iemand, enige lid van enige vakbond of enige gemeenskap. Nee, so dit is natuurlik 'n geïntegreerde ekonomie. So as ons opstaan vir ons lede, vir Afrikaners, dan staan ons ook op vir almal wat werk. Dit is ook in hulle belang. Ons tree dus ook op ten behoewe van almal wat werk, namens ons lede, maar ook ten behoewe van almal wat werk. Maar ons tree ook op ten behoewe van die land. Ons hou nie van die ANC nie, maar ons is lief vir ons land. En as ons op die vliegtuig klim en ons vlieg oor soontoe, is dit nie teen die land nie. Dit is vir die land. En dan het iemand ook gevra, en ek verstaan die vraag, want ons nie maar alles los, soos in Zimbabwe, wat alles maar net ten gronde gaan, en dat 'n mens dan maar weer van onderaf opbou nie. Die probleem is net, dat indien 'n land inplof, is dit bykans onmoontlik, en hy plof op ons almal in. Niemand kan sê, dat laat die bos maar brand. Maar gelukkig gaan dit niks effek op my hê nie, want ek is mos nie 'n boom nie. Dit het 'n effek op ons almal. En daarom ons intree. Elkeen van ons moet ons deeltjie doen. Solidariteit doen sy deel. Akademie help bou, Soltech bou, Afriforum beskerm, help in 'n hand versorg. Ons almal in hierdie beweging doen iets, ons help om te bou, om seker te maak dat ons die stelsel regop hou, dat ons 'n orde daar stel. Ons glo wel dat die orde ander kan die staat moet wees. Maar as jy vir my sê, laat dit maar inplof, soos Zimbabwe, gaan kyk hoe lyk dit nou in Zimbabwe, nadat dit ingeplof het. Om op te som. Ons staan dus deur hierdie Amerika-toer op vir ons lede, vir ons mense, maar ook vir die land. As die regering nie daarvan hou nie, kan hulle maar op en af spring. Ons gaan dit doen, want dit is die regte ding. Terwyl ons in Amerika is,
is ons ook besig om alternatiewe bedelings te bou, want ons glo dat die antwoord lê ook anderkant die staat.